Kom ons maak vanmôre ons Bybels dan oop by Handelinge 2 vers 37. Ek wil 'n bietjie vir die kinders wat hier teenwoordig is vra, wie van julle hou baie van beloftes? Veral as dit lekker beloftes is. As pappa sê, ek beloof ons gaan hierdie jaar met vakansie weg. Wie hou daarvan? Niemand. Daar gaan daar hande op. Ek is so bly julle hou daarvan. 'n Belofte is iets wonderliks. Nou goed, kom ons lees Handelinge 2 van vers 37 tot 39. Dit is Pinksterdag, die Heilige Gees is uitgestort. Petrus het daar in vers 14 opgestaan en begin preek. En hy het die boodskap van Jesus se kruisiging gebring en van sy opstanding. Ek wil net graag vers 36 ook lees, waar hy dan nou onthou, die wat daar in Jerusalem bymekaar was Jode. As jy nou Handelinge 2 lees, dan staan dit uitdruklik, daar was Jode bymekaar vir die Pinksterfees. En dan staan daar in vers 36, laat dan die hele huis van Israel sekerlik weet. Julle moenie twyfel nie, Jode, sekerlik weet dat God hom, Jesus, Here en Christus gemaak het. Hierdie Jesus wat julle gekruisig het. Is nou 'n paar, is 50 dae na die kruisiging en opstanding, en dis Pinksterdag, die Heilige Gees is uitgestort. Petrus preek hierdie kragtige preek en hy sê, laat die hele huis van Israel sekerlik weet. Hy is die Christus, hy is die Messias wat gekom het om vir julle sondes te sterf. En dan vers 37, en toe hulle, die Jode, dit hoor, is hulle diep in die hart getref en het vir Petrus en die ander apostels gesê, wat moet ons doen, broeders? En Petrus sê vir hulle, bekeer julle, en laat elkeen van julle gedoop word in die naam van Jesus Christus tot vergewing van sondes, en julle sal die gawe van die Heilige Gees ontvang, want die belofte kom julle toe, en julle kinders, en almal wat daar ver is, die wat die Here onse God na hom sal roep. Tot daar lees ons dan saam uit die wonderlike woord van die Here vanmôre. Ons gaan verenig in gebed. Die manne vir wie dit moontlik is, kan staan en dan bid ons saam. Here, ons voel om vanmôre saam met die serafs uit te roep, heilig, heilig, heilig is die Here van die leerskare. Hoe wonderlik om te weet dat U die allerheilige God is. Daar is in U wese geen sweempie van onreinheid, van onheiligheid nie. U is volmaak in U karakter, in U wese, in U persoon. Ons aanbid U vanmôre as die almagtige God wat hemel en aarde geskaap het, wat alles in stand hou. Ons aanbid U vanmôre as die God wat die mens in sy sonde toestand raak gesien het en U seun vir ons gestuur het as 'n losprys om te betaal vir ons sondes met sy kosbare bloed, sodat ons in hom die verlossing kan smaak, die vergifnis van ons sondes na die rykdom van sy heerlikheid. Ons aanbid U vanmôre as die God wat ook vir ons die heiligmaker is. Die een wat ons nie net red en los nie, maar wat ons op die pad van heiligmaking neem en ons daagliks vorm om al hoe meer gelykvormig te word aan die beeld van ons verlosser, Jesus Christus. Ons aanbid U vanmôre as die groot geneesheer. Die een wat ook, sê Jesaja 53, ons krankhede op U geneem het. En ja, Here, ons weet, daar kom 'n dag in elke mens se lewe
wanneer ons aardse lewe beëindig gaan word en ons by U in heerlikheid as U 'n kind van God is, opgeneem gaan word, en dan smaak ons die genesing in sy volkomenheid, in volmaaktheid, en daarom is U en bly U die groot geneesheer. Ons het nou weer met Albert beleef hoe U 'n wonderwerk doen. Die hele intensiewe sorgeenheid by Pretoria Oos Hospitaal sê soos 'n koor, it was a miracle. Dit was 'n wonderwerk. En Here, dis 'n wonderwerk omdat U die geneesheer van die krankes is. Dankie dat ons kan bid vir ons dierbare boeties en sissies wat vir U nodig het, hulle wie se name vanmôre op hierdie bord verskyn het. Ons dink aan Moekie, ons dink aan broer Thuis. Ons dankie vir Albert en ons bid steeds dat U hom volkome sal aanraak. Dankie dat ons kan bid vir Esmy, vir oom Ad, vir Monna, vir oom Attie en tannie Antoinette, en elke ander een wat in hierdie tyd in hulle liggame vir U nodig het. Vader, ons wil U vanmôre aanbid vir U gemeente. U gemeente oor die hele wêreld heen. Te dink daar is vandag in elke land op aarde is daar kinders van God wat iewers bymekaar kom. Party, soos wat ons Woensdag aand in die slotboodskap van ons verootmoedigingsreeks gehoor het, in die geheim, hulle kan nie openlik soos ons bymekaar kom nie. Ons wil ook dankie sê dat ons vanmôre hier openlik kan bymekaar wees, dat ons nie bang hoef te wees nie, dat ons uit volle bors kan sing, dat ons U woord kan open, sonder om te vrees daaruit te lees en 'n boodskap te ontvang. Dankie vir elke bediening in hierdie gemeente. En Here, waar die evangelisasiebediening so pragtig groei, en soveel van ons lidmate daarbey betrokke is, en daar môre weer 'n uitreik is, wil ons bid, stuur die mense na siele toe wat U nodig het, en wil U harte voorberei om die evangelie aan te hoor en te omhels. Dankie vir Harry en vir Skalk en vir elke ander een wat by hierdie bediening betrokke is. Ons aanbid U, Here, vir wat U vir ons doen. Ons loof U, ons prys U. Ons bid vir hulle wat hierdie week verjaar, dat U hulle ryklik sal seën en met hulle sal wees, en dat U op 'n wonderlike manier ook U naam sal verheerlik in hulle lewens. Nou bid ons Heilige Gees, kom staan by ons stil, kom breek die woord vir ons. Ons is van U afhanklik, ons het U nodig om te verstaan. En ons bid dit in Jesus se naam, met danksegging. Amen. Die eerste deel van vers 39 sê, want die belofte kom julle toe en julle kinders, en almal wat daar ver is. En wil ek graag vanmôre oor hierdie belofte van God met U praat, oor die tema die belofte van die Here, die belofte van God. Ons is baie keer in ons alledaagse lewens geneig om so 'n bietjie kinders uit te sluit. Ons ken almal die spreekwoord, die ou Afrikaanse spreekwoord, kinders moet gesien word en nie gehoor word nie. Ek het daarmee groot geword. In 'n geselskap was dit jou verantwoordelikheid as kind om stil te bly en nie te praat nie. Die groot mense praat. So is daar baie keer hoor ons dat groot mense vir kinders sê, nee jong, jy's nog te jonk om te verstaan, jy's te klein om te verstaan. Jy verstaan nie hierdie dinge nie. En jy's te klein om te kies, jy kan nog nie keuses maak nie, ons sal vir jou keuses maak. Maar op Pinksterdag kom God deur sy knegt Petrus
En kom wys hy vir ons die radikale teendeel in sy hart as hy 'n belofte bevestig. Want die belofte waarvan Petrus hier in vers 39 praat, is nie 'n nuwe belofte nie. Dis 'n ou belofte. En as 'n mens die konteks van hierdie 3 verse baie mooi bekyk en jy sien dat die omstanders het onder 'n baie diepe sondebesef gekom. Hulle is diep in die hart getref. Die oorspronklike woord beteken, hulle is geprik in die hart, hulle is gesteek in die hart. Hulle harte het in beroering gekom oor die boodskap van Jesus, wat hulle nou net gehoor het, en die Heilige Gees het hulle onder 'n kragtige sondeoortuiging gebring. En diep in die hart getref, vra hulle, wat moet ons doen? En dis baie duidelik dat hierdie hele 3 verse gaan dan oor sondebesef, oor vergifnis, oor bekering. Dit gaan oor redding. En daarom kan ons nie die belofte losmaak van redding nie. Ons kan nie sê nee, dis 'n ander belofte nie. Daar's mense wat glo dat die belofte wat hier ter sprake is die belofte van geesvervulling. Dan maak jy dit los van die konteks van hierdie 3 verse. In elk geval het Petrus reeds in hoofstuk 2 daai belofte aangespreek. Toe hulle sê julle is vol wyn so vroeg in die môre. Toe sê hy nee, dis nie wat julle dink nie. Dis die belofte wat God gemaak het, en daar spreek hy die belofte van die uitstorting van die Heilige Gees reeds aan. So dis hier nie weer die belofte van die uitstorting van hierdie belofte het met redding te doen. Hierdie belofte het met vergifnis van sondes te doen. Hierdie belofte het te doen met almal wat daar ver is, die wat die Here ons God na hom toe sal roep. Absoluut wonderlik. En dan sluit hy ons en ons kinders in. Dis eintlik een van die punte. Ek gaan nou daarna kyk. Ja, terwyl die skare diep in die hart getref is oor die boodskap van Jesus en hulle pas uitgeroep het, wat moet ons doen, broeders? Hulle wil weet, hoe kan hulle gered word? Hulle wil weet, hoe kan hulle met God versoen word? En nog wonder wat aangaan. Hulle is eintlik half uit die veld geslaan met wat hulle hier beleef en aanskou, en hoe die disippels elkeen in hulle eie taal, want onthou, die Jode wat nou in Jerusalem was, kom uit die verstrooiing, Parters, Meders, Elamiete, Egiptenare, die Jode was oor die hele wêreld verstrooi, en nou is hulle in Jerusalem saam, en hulle sê, hoe hoor ons, hulle elkeen in ons eie taal, spreek oor die groot dade van God. Hulle is verstom oor wat hulle hoor en wat hulle sien, en hulle wil weet, wat moet ons doen? Ek dink daar's berou in hulle harte dat Christus gekruisig is, maar so moes dit wees, want hy het vir ons sondes gesterf. En terwyl hulle nog wonder wat aangaan, sê Petrus, die belofte kom julle toe, en julle kinders, en almal wat daar ver is, die wat die Here onse God na hom toe sal roep. En vriende, dit is die hart van die evangelie. Dit is die hart van die blye boodskap van Jesus Christus, dat dit begin by God se belofte. Ek hoop en ek bid u snap dit vanmôre. Die evangelie begin by God se belofte. Begin op geen ander plek nie. Dit het vir Abraham begin by God se belofte. Dit begin nie by wanneer ons dit verstaan nie. Die evangelie is nie eers die evangelie die dag as ek tot verstaan daarvan kom nie. Dan was God se belofte lank reeds gemaak. Ons het vanoggend beleef hoe God sy belofte aan 'n klein seentjie kom verseël. En verseël beteken God kom sê, my belofte is ja en amen. Dit kan nie verander nie. Dis die belofte wat ek gemaak het, ek hou daarby. Om te dink dat die lewende God, die almagtige God,
hom na 'n klein baba seentjie toe neerbuig en vir hom sê, Kaleb, my seun het ook vir jou gesterf. Sy bloed is ook vir jou gestort. En dit is ook in staat om jou af te was en skoon te was van jou sondeprobleem. Wonderlik om dit te beleef. En as 'n mens kyk na hierdie woorde, die belofte kom julle toe en julle kinders almal wat daar ver is, dan gryp dit ongetwyfeld terug na God se eeueoue manier van werk. Van die begin af werk God met die mens deur 'n verbond. Hy sluit 'n verbond. Nou ek moet erken, daar's 'n geweldige probleem as 'n mens oor die verbond begin praat. Daar's mense wat deur die jare begin glo het aan verbondsautomatisme. Wat 'n woord. Wat beteken dit? Dit beteken dat wanneer die babietjie nou gedoop word, dan is hy nou outomaties 'n kind van God. Dan word sy naam outomaties in die boek van die lewe geskryf. Dis nie waar nie. Dis nie die betekenis van die doop nie. Dit kan nie wees nie. Ek ken baie mense wat as babietjies gedoop is, wat klipsteen ongered is. Sonder God, sonder hoop, op pad na 'n ewige verdoemenis. Om vir iemand te sê, hy's nou 'n kindjie van liewe Jesus en hy sal hemel toe gaan. Ek kan my maar kop op 'n blok sit, ek sal dit nie glo nie. Dit kan nie wees nie. Dis verbondsautomatisme. Dit is om te sê outomaties as 'n kindjie gedoop word, is hy nou 'n kind van die Here. Nee, as ons die Bybel bestudeer en ons kom daar in Genesis 17 en die Here sê vir Abraham, ek sal vir jou 'n God wees en vir jou nageslag na jou, julle moet vir my 'n volk wees. In die oomblik wanneer hy dit gesê het, dan sê hy vir hom, en ek gee vir jou 'n teken vir hierdie verbond. 'n Teken om my belofte aan julle te bevestig. Abraham, jy's nou 'n ou man, jy moet besny word. En almal in jou huis moet besny word. En elke baba seentjie van 8 dae oud moet besny word. En dis God se verbondsteken, baie duidelik, onteenseglik in Genesis 17. Dit staan soveel in soveel woorde. Dit is die teken van my verbond, die besnydenis. Hoekom moes daar nou in die Ou Testament bloed vloei by die teken van God, sy verbondsteken, die teken van sy belofte? Hoekom moes daar bloed vloei? Want dit het vorentoe gewys na 'n dag in die toekoms, toe daar eens en vir altyd bloed sou vloei vir die afwassing van ons sondes, die bloed van sy seun. En daardie dag het in die volheid van die tyd aangebreek. Net so tussenwerpsel in Jeremia 31 vers 31 sê die Here, daar gaan 'n dag kom wanneer ek 'n nuwe verbond met julle gaan sluit. Die verbond in Christus, wanneer ek my woord op julle harte gaan skrywe. Die wedergeboorte, né? Die nuwe verbond in Christus. En die oomblik toe Jesus sy lewe aflê en hy stort sy bloed vir ons, hoef daar van daardie oomblik af nooit weer bloed te vloei nie. Maar die belofte duur voort. Die belofte stop nie. Ek wil vir julle 'n God wees. Julle moet vir my seuns en dogters wees. En daarom glo ek met my hele hart dat God se verbondsteken het ook nie dit wel verander, die teken het wel verander, maar daar's steeds 'n teken. En die teken is die besprinkeling met water. Hoe kan ek so seker daarvan wees? As jy Hebreërs 10 vers 25 lees, dan staan daar dat redding is die besprinkeling van ons harte met die bloed van Christus. Daarom is die teken van redding die besprinkeling met water. En dis God wat sy belofte kom bevestig deur die doop. In Christus is daar vir ons volkome vergifnis van ons sondes. In Christus is daar vir ons afwassing
In Christus is daar die gawe van die Heilige Gees. En ons moet baie mooi onderskei tussen die vervulling met die Heilige Gees en die gawe van die Heilige Gees. Die gawe van die Heilige Gees is dat God self deur die Heilige Gees by ons redding in ons kom woning maak en ons inlyf tot die liggaam van Christus, ons lede maak van die liggaam van Christus. Weet jy wat is vir my, as jy Handelinge 2 vers 37, 38, 39 lees, en jy bring dit in verband met Genesis 17, waar God aan Abraham 'n belofte gemaak het, ek wil vir jou 'n God wees en vir jou nageslag na jou, was dit vir die Jode. Wat gebeur op Pinksterdag? Dit kring uit. Dit gaan na almal wat daar ver is. Duitsers, Nederlanders, Amerikaners, Australiërs, Nieu-Seelanders, Suid-Afrikaners. Dit sluit almal in. Ek wil vir julle 'n God wees. Julle moet vir my seuns en dogters wees. Die wat die Here ons God na hom toe roep. Nou het die teken verander. Daar's nie meer 'n besnydenis nie, want die bloed het kant en klaar gevloei. Dis nou besprinkeling met water. Dit dui op die besprinkeling van ons harte. Hebreërs 10 vers 25 en baie ander teksverse in Hebreërs wat dit bevestig. Maar God se genade en sy belofte bly presies dieselfde. Daar is vir julle redding. Nou, ons gaan kyk na 4 gedagtes vanmôre. Nou is die 2 weer saam. God se belofte word bevestig deur die doop. Ek wil hê u moet aandagtig saam met my kyk, wat staan hier? En ek wil sê, ek verstaan baie mooi dat mense kan voel, dis eers bekering en dan doop. Dit lyk regtig of dit so is as jy hierna kyk. Maar kyk mooi wat staan hier. Kyk aandagtig wat staan hier. Petrus sê vir hulle, bekeer julle. En die woord is metanoia. Wat beteken, en onthou hy praat met Jode. Have a change of mind. Metanoia beteken jou gedagtes aangaande Christus moet verander. Tot op hierdie stadium het hulle die Vader erken as God, hulle die Heilige Gees erken as God, hulle het Christus as Messias verwerp. En die Jode doen dit vandag nog, hulle verwerp Jesus as hulle Messias. So hy sê vir hulle metanoia, verander julle gedagtes aangaande Christus. En hoor nou wat staan hier. En laat elkeen van julle gedoop word in die naam van Jesus Christus. Hoekom die Vader, Seun en Heilige Gees nie? Is dit nie wat Jesus gesê het nie? Gaan dan heen, maak disippels van al die nasies, doop hulle in die naam van die Vader, Seun, Heilige Gees. Hoekom sê Petrus hier, laat elkeen van julle gedoop word in die naam van Jesus Christus? Het jy dit al opgelet? Hulle glo klaar in die Vader. Hulle glo klaar in die Heilige Gees. Hulle moet hulle nou vereenselwig met Christus. Dis hoekom die Jode gedoop moet word in die naam van Jesus Christus. Maar kom ons lees dit nou weer. Metanoia, verander julle gedagtes aangaande Jesus, en laat elkeen van julle gedoop word in die naam van Jesus Christus tot vergifnis van sondes. So die vraag is, wat kom eerste? Eers die vergifnis van sondes en dan die doop? Of eers die doop en dan vergifnis van sondes? Dis baie duidelik. Laat elkeen van julle gedoop word in die naam van Jesus Christus met die oog op tot vergifnis van julle sondes. Daarom is die doop God se teken dat daar afwassing van sondes is. Dit is
baie duidelik. Ek het niks verander wat hier staan nie. Ek het net dit gelees soos dit hier staan. Doop is God se teken dat daar afwassing van sondes is. Absoluut, absoluut wonderlik. Die tweede gedagte. God se belofte staan sentraal. Die belofte staan sentraal. Daar staan, want die belofte kom julle toe. Nou, ek wil hê jy moet vanmôre mooi hoor, liewe gemeente, ons saligheid berus hoegenaamd nie op ons eie prestasie of op wat ons doen nie. Iemand het my eendag bearbei en gesê, jy moet jou laat grootdoop, jy moet jou laat onderdompel. En ek het regtig vir die persoon mooi gevra, waarom, hoekom het ek dit doen? Verduidelik vir my. Toe sê hy, want dis 'n stap van gehoorsaamheid en eers dan is jy waarlik gered. Ek is jammer, ek kan dit nie aanvaar nie. Die bloed van Jesus Christus, sy seun, het my gereinig van al my sonde. Ek het niks meer nodig nie. Ek gee nie om en ek kritiseer nie enige iemand wat anders as ek oortuig is nie. En ek wil met niemand vyandskap oor die doop hê nie. Die doop moet ons nie verdeel nie. Ons mag elkeen ons eie standpunt hier huldig. Maar dit moet ons nie verdeel nie. Ons saligheid berus nie op wat ons doen nie. Dis nie eers as ek uit gehoorsaamheid my laat doop, nou is ek eers waarlik gered nie. Daar's regtig mense wat so glo. Dan is dit Jesus plus. En daar bestaan nie iets soos Jesus plus nie. Ons saligheid berus op God se belofte. Ek wil vir jou 'n God wees. Amen. Punt. Ek het my seun vir jou gegee. Hy het sy bloed vir jou gestort. Dit is genoeg. Daar hoef niks bygevoeg te word om dit volkome te maak nie. Daarom gaan dit nie in Handelinge 2 in die eerste plek oor wat ons moet doen nie, maar oor wat God beloof het om ons te gee in Christus. Dis waaroor dit hier gaan. As jy Handelinge 2 vers 14 tot 36 bestudeer, dan gaan dit uit en uit oor wat God gedoen het. God het deur die profeet Joël vooruit beloof dat hy sy gees op Pinksterdag gaan uitstort. Kyk wie's in die fokus, die Here. God het Jesus deur kragtige dade en tekens openbaar gemaak. Kyk wie's in die fokus, God en Christus. God het hom volgens sy vasgestelde raadsplan oorgegee aan die dood en hom opgewek uit die dood. Wie's in die fokus? God alleen. God het Jesus verhoog aan sy regterhand en hom Here in Christus gemaak. Ek gaan dit nie weer sê nie, hy bly in die fokus. God het die beloofde Heilige Gees uitgestort wat almal nou kan sien en hoor. Die inisiatief is die heeltyd by hom. Hy neem heeltyd die inisiatief. Hy is die een wat vir Abraham gesê het, Abraham, ek wil vir jou 'n God wees. Julle moet vir my 'n volk wees. En as 'n mens kyk na hoe God sy verbond met mense sluit, dan was dit nog dwars deur die eeue in die ganse Bybel, elke keer sonder uitsondering is dit so. Hy praat altyd eerste. Hy kom altyd na ons toe in sy genade. Hy neem die inisiatief, hy roep ons tot bekering. Hier staan dit, die wat die Here onse God na hom toe sal roep. Dis hy wat roep. Ons kan nie na die Here toe kom as hy ons nie roep nie. Ons kan nie sommer net op 'n goeie dag besluit, weet jy wat, ek is nou moeg vir my sonde, nou wil ek my graag tot die Here bekeer. Jy kan alleen op sy roepstem reageer. Dis hy wat inisiatief neem. Dis hy wat ons roep tot bekering. Dis hy wat sy teken aan Abraham gegee het. Dis hy wat sy teken aan ons gegee het.
die verbondsteken van die doop. Daar is klein Caleb vir jou afwassing van jou sondes. En as die mens antwoord, as die mens onder oortuiging kom van jou sonde en jy kom agter jy het God nodig en die Heilige Gees werk in jou en jy antwoord deur jou tot God te bekeer en jou Jesus aan te neem as jou persoonlike verlosser, het jy dan iets gedoen om jou saligheid te verwerf? Nee, dis net 'n antwoord, dis net, dankie Here, ek ontvang dit wat U vir my bewerk het aan die kruis. Die skrif bevestig dit oor en oor. Genesis 17 vers 7. Ek sal my verbond oprig. Romeine 4 vers 16. Sodat dit uit genade kan wees. 1 Johannes 4 vers 19. Ons het hom lief, omdat hy ons eerste lief gehad het. So is dit. Die inisiatief rus die heeltyd by God. Maar in die derde plek, God se belofte sluit ons en ons kinders in. Vers 39b, die belofte kom julle toe en julle kinders. Die Bybel wat so sê, is nie ek nie. Ek het dit nie iewers langs die pad gaan uitdink nie. God werk deur al die eeue met mense deur 'n verbond. Dit kan nie verander nie, dit het nie verander nie. Daar was 'n ou verbond met die besnydenis as teken, daar's 'n nuwe verbond in Christus met die besprinkeling as teken. Dis hoe die Here dit bepaal het. Oor die geslagte heen, hy het nooit verander nie. Dis hoekom seentjies besny moes word in die ou verbond, en dis hoekom babetjies gedoop kan word in die nuwe verbond. Die verbond sê steeds, ek wil vir jou 'n God wees. Jy moet vir my 'n kind wees. En die teken vandag is so onmiskenbaar duidelik. En ek wonder of u vanmôre agtergekom het, terwyl ons die doop aan 'n klein baba seentjie bedien het. Wie was die heeltyd sentraal? Die dominee? Die ouers? Die kind? Nee. God, ek wil vir jou 'n God wees. Caleb, ek wil vir jou 'n God wees. Jy moet vir my 'n seun wees. Hy staan sentraal. So wonderlik. So werk die Here tot vandag toe met ons. En dan die laaste gedagte. God se belofte eis 'n antwoord. Iewers in jou lewe moet jy antwoord op God se belofte. Ons kan nie aanvaar Caleb is nou gedoop en nou kan ons hom maar net los nie. Alles is nou reg nie. Dis 'n dwaling. Dis verkeerd. Vers 39 sê, die wat die Here onse God na hom toe sal roep. En hierdie woorde is 'n baie duidelike bewys dat die belofte nie outomaties vir almal is nie. Almal kan nie maar net aanvaar. Jesus het aan die kruis gesterf en nou is ons almal outomaties kinders van die Here. Ons is nou almal outomaties gered nie. Selfs al is die belofte vir ons en ons kinders en almal wat daar ver is, elke volk, taal, stam en nasie. Die belofte is objektief beskikbaar vir almal. Maar dit word individueel toegeëien in geloof. Dit word jou deel die dag as Jesus Christus jou persoonlike verlosser en saligmaker word. Wat sê die woord vir ons op talle plekke? Elkeen wat die naam van die Here aanroep, sal gered word. Staan in Handelinge 4 vers 12, staan in Romeine 10. Elkeen wat die naam van die Here aanroep, sal gered word. Hoe kan 'n mens die naam van die Here aanroep? Wanneer die Heilige Gees die geloof in jou hart werk. Deur die woord. Gaan bestudeer weer Romeine 10. Dan kan jy die naam van die Here aanroep. In absolute vertroue, in absolute geloof. En geloof is eintlik maar die hand waarmee ons God se belofte aangryp en sê,
Here, ek aanvaar dat ek 'n verlore sondaar is. Ek aanvaar dat die Here Jesus Christus aan die kruis ook vir my sondes betaal het en ek omhels dit in geloof. Ek eien dit in geloof vir myself toe, Here. Wil U ook in genade my kosbare siel uit genade red. En dis waarom ons ook sing. Dis nog my gebede, nog my geween wat my red, Heer. U alleen. Die Here moet die werk doen. Die belofte kom nie omdat ons eers voldoen aan God se vereistes nie. Jy moenie eers jou lewe reg kry en dan red die Here jou siel nie. Die Here red jou siel en hy kry jou lewe reg. Jy moet in berou na hom toe vlug. Jy moet in berou die Here Jesus aanneem. God beloof dit. Ek sluit vir ons af. By die doop kom sê die Here vir ons, ek verbind my met 'n belofte aan jou. Ek maak vanmôre 'n belofte. En ek wil hê jy moet asseblief hoor, hier kan nie 'n fout insluit nie. Geen fout nie. Hierdie belofte is gemaak, hy staan vas, hy is verseël deur God se teken. Wanneer ek my moet laat doop, in antwoord op my bekering, is daar 'n kans vir 'n fout. Jy sê, wat bedoel jy? Hoeveel mense ken u wat valslik tot bekering gekom het? Wat nie met God deurgegaan het nie? Wat nie waarlik gered, waarlik weergebore is nie? As so 'n persoon hom of haar dan laat doop, is dit 'n groot probleem. Hier kan nie 'n fout insluit nie. God kom en hy maak hierdie belofte. En die ouers en die gemeente antwoord, Here, ons as ouerpaar en as gemeente sal van hierdie oomblik af u medewerkers wees om hierdie klein seentjie te onderrig en van Jesus te vertel en van die reddende genade van God te vertel, totdat hy tot sy verstand kom en antwoord en Jesus as sy persoonlike verlosser en saligmaker ontmoet. Wat 'n wonderlike eer wat die Here ons aandoen. Mag die Here ons help dat ons hierdie boodskap ter harte sal neem en dat ons hom sal dank vir sy onuitspreeklike genade in Christus, vir sy belofte en vir die teken van sy belofte. Amen. Vader, ons wil vir U baie dankie sê dat ons vanmôre in U naam by mekaar kon wees. Baie dankie, Here, dat ons die doop kon bedien aan 'n klein seentjie. Dankie dat ons U in werking kon sien, in aksie kon sien. Dis asof U soos van ouds by Abraham kom stil staan het en vir hom gesê het, ek wil my verbond met jou oprig. En dis 'n verbond tussen my en jou kinders, en elke seentjie van 8 dae oud moet as teken hiervan besny word. En nou het Jesus gesterf. En die bloed het klaar gevloei, en nou kom gee U vir ons 'n wonderlike teken van besprinkeling. Here Jesus, laat ons dit omhels, laat ons daarvoor dankbaar wees, laat ons daarvoor lewe, en as ons van mekaar sou verskil, dat ons mekaar ook in liefde sal, nie net verdra nie, maar saam lewe en saam tot eer van U naam die ewigheid tegemoet gaan, as pelgrims op hierdie aarde. Ons dankie daarvoor in Jesus se kosbare naam. Amen.